Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, u is ingeskakel by ons program. Ons gesels oor alles en nog wat. Nou die oorkant my is Veronica, pragtig lyk sy vanoggend. Daar is Jackie ook, hy's ook geklee in groen, so lyk my hulle is die groenspan vanoggend. Maar terwyl ons nou so by die positiewe dinge is, wil ek julle vra om sommer na ons Facebook page toe te gaan van Radio Fynbos, en daar het ons dan nou weer 'n raai. So, Veronica, Jackie, ons het gesê, raai, waar is Flora Fynbos? As sy in die spieël kyk wat afgeneem is, dan sien sy daar is baie gelukkige customers, gelukkige kliënte. En sy hoor toe oor kan die tafel, die oom bestel whisky en hulle vra, hoe? Nou het ek het klaar weggegee. Okay. En die volgende een wat nou vanoggend 'n raaiskoot gehad het, maar nog nie reg is nie, het ek gesê, ons lees daarvan, ons moet nie ons huisie in sand bou nie, maar ons moet ons huis op daardie besigheid se naam bou. Dan sal die wind en die storms kom en dit nie wegvaai nie. So ons wil ons, Jackie, Veronica, ons wil ons nou hierdie geskenk bewys van hierdie besigheid so graag weggee. So ons kan nie meer hoe sal ek sê hiens gee nie. So goeiemôre Veronica, môre Jackie. Môre luisteraars, môre Leonie, en ja, die groen gaan oor die naweek, wat die bokke, wat ons nou nie Jackie se beurt oor die sport sal invat hierso nie. Maar ek sien jy het brein aan, wat is die ander span? Watter kleur is die ander span hierdie naweek, Jackie? Ek weet nie wat kleur is die skotte nie, hulle speel. Môre luisteraars. Ons val sommer weg en ons nog nie eens afgeskop nie, dan val ons weg. Ja, ek dink ek hoop maar die brein is wanneer die springbok hulle in die modder sleep. So. Ja, maar as jy nou mooi kan sien, daar's ook 'n ander kleur. Daar is 'n paar ander kleure, ja. Nou ja, luisteraars, goeiemôre. Twee dames hierso en ons regisseur en klankingenieur Chantay is hierso en wie ek het nou net voor ons op die lug gaan, het ek so in my binneste gelag, want ons drie, ek en Veronica en Leonie het lekker gesit en gesels, tot Chantay vir ons sê, dis tyd. Klink dit of ons in die kerk is, so stil is dit. Lag ek so in my binneste. So die regisseur uit 'n ferme hand. Nou baie welkom in daai riddels wat Leonie hulle so uitdink. Ek sê vir ek is so dom, maar hierheen sou ek uitgemaak het, wat jy nou gesê het. So kontak ons op ons Facebook, dis 'n fantastiese geskenk. En dit is 'n lekker plek om by te wees. Glo vir my, as jy hierdie geskenk gaan wen, gaan jy groot smile. Ja, ek kan julle een leidraad net nog gee. Dis nie die Vrystaat Stadion nie, dis ook 'n lekker plek, maar dis nie dit nie. Goed, sport. Ja, nou gaan ons oor na die sport toe. Ons het weer, dankie Rolf en Louise Opperman van George. Ons het julle versoeke gekry. Dis lekker as ons sulke versoeke kry. En ons gaan een speel gedurende die program en dan die laaste een na die program. En die versoeke wat hulle gevra het was harde kole van Rikus Nel. En Rolf sê dis vir al die manne wat so lekker om die vuur sit terwyl die bokke speel. En dan het hy gesê met tong in die kies lyfie van Bernice West. Vir al die ou toppies wat dink hulle lywe is nog in plek. Goeie werk julle. En dan voor die onderwerp gaan ons by die opsitkers van Anton Goosen speel. En ek wil dit spesifiek noem want Anton Goosen se seentjie is gebore die afgelope week. 80-jarige ouderdom het hy pa geword. Baie geluk aan. Baie geluk, en ja. Sy vrou, ek Ja. ken ongelukkig jou naam nie. Ja, kan ook nie onthou nie. Nou ja, die dag as jy, hierdie is nou 'n komment, ons is nou by sports luisteraars, nie sports nie, alhoewel dit baie sports in die ateljee is, baie keer is ons by sport se terugvoering, en die dag as die bokke gaan verloor, gaan hierdie land in depressie in. Ons is so gewoond aan wen, en laas naweek was ons weer trots op die bokspan, en was ons nie. Die Engelse is oordentlik geklop. Soos een kommentator, ek lag altyd vir sy kommentaar, Afrikaanse kommentaar, toe sê hy, man, daar wen ons die kakies weer. Ja, komende naweek is dit die Skotte, maar dit is teen 'n heel ander Springbokspan, maar hoe
as 'n ou so deur daai Springbok span, ek dink is iets soos 10-11 veranderings wat Rassie gemaak het, die coach, dan besef ons wat se diepte het ons en hoe het hy dit uitgebou. En ek sit vanmôre en dink ek wil nie heeltyd nou oor sport praat nie. Maar ek dink as ek so dink aan die rugby spelers en wie speel, dan dink ek wat se geleenthede het baie mense nie gekry nie. Mense wat nog nooit op 'n vliegtuig was nie. Mense wat nog nooit oor see was nie. Wat nie in luukse hotelle gebly het nie. Dit het sport vir hulle oopgemaak, daai deure. En dit is so lekker om dit te sien. En dan natuurlik SWD, ek moet bietjie oor SWD Arende praat, dit is ook na my hart. Vandat Heineke Meyer daar is, gaan dit net goed met SWD. Baie dankie. En nou ja, net om af te sluit, nou sit en kyk ons maar Wimbledon tennis. Net as jy dink jy kan 'n bietjie rus vir jou siel kry, is daar 'n ander sport wat opkom om jy maar weer kyk. So ja, daar's hy. Geen kommentaar op daai enie, maar ek het ook die bokke die hele game gekyk, né? Ja. En Anna was nou by ons en Lily, haar Jokkie, en ons het lekker rugby gekyk. Nou, ek sit nou net en wonder terwyl Jakkie praat. Ek begin nou net die manne se name ken. Nou moet ek weer ander van voor af leer ken. Ja, dit is omtrent 'n storie. Ja. Maar ja, na die terugvoering, het ons verdere antwoorde, Leonie? Dan het ons dan nou, kom ons kyk gou net na ons laasweek se besigheid wat 'n geskenkbewys gegee het. Dit was dan Eastside Cafe gewees. En Shireen Smit, ons hoop jy luister in, sy kon dan haar geskenkbewys by Jill gaan ontvang het. En is dit nie wonderlik om te weet, besighede neem so graag deel aan dit nie. En daarom sê ons weer, gaan kyk gou na die Facebook page en kyk wat is hierdie week se riddel en waaroor dit gaan. Ja, ek het saam met 'n vriendin van my 'n spinasie en feta muffin, omdat we meer in Afrikaans gaan eet. En dit was regtig lekker. So mense besoek die Eastside Cafe, dit is daar aan die ooste kant, naby Watsonens en Agri en daai plekke. Ja, nee, ek het daar ingeloop in daai kafee. Dis nie 'n kafee nie, is baie beter as 'n kafee, maar dis so netjies. Hulle goed is so mooi uitgestal. En nou is ek hooked op hulle koffie. Nou elke oggend as ek werk, voor ek begin, dan gaan koop ek gou vir my koffie daar. Nou, Dis pragtig. By Odds en Ends kan julle gaan kyk vir lekker bankies om op te sit, om julle koffie en daardie heerlike muffin dan te gaan eet. En daai apple crumble muffin is ook iets baie spesiaals. Baie unieke smaak. Hoor net daar. Natuurlik, my favourite is nog nie daar nie, en dis meat pie, gravy en chips. Nee, ek spot sommer nie, daai plek is pragtig, Eastside Cafe, dis pragtig julle. Nou 3 keer te plesier, ons het veel gesê, ons weet nie die datum nie, wanneer hy gaan geveg, ek weet nie lekker wat om daai fights doen, dis nie boksing, dis ook nie stoei nie, dis mekaar slaan en stoei. So dis nie rof stoei? Nee, maar sy volgende fight is die 19de Julie. Maar partykeer lyk dit of hy die vasklem geveg is, want kyk hulle daardie man wat so sterk is vasgehou in 'n greep, nee. Yes. Nou ja, dis 4:00 die oggend, asseblief die 19de Julie kom ons support hom. En dan die skoolvakansie is nog aan die gang. Radio Fynbos sien dat daar redelik baie ongelukke is. Mense asseblief, as jy moeg is, trek af, drink 'n koffie en wees waaksaam. Soos ons altyd sê, moenie net vir jouself dink, dink vir die ou wat van voor af kom, jou agter jou, jou langs jou. Wees versigtig. Lewens is kosbaar. Haal uit die blik met die frikadelle en die eiers en die toebroodjies. Onthou jy daai dae? Mense dit nog. Ek doen dit nog, maar Ons doen dit ook. ons gaan amper oor die brug af. Ons gaan oor die brug af vra Jakkie wat het jy ingepak. Ja, maar gelukkig nee, kan ons sê in ons provinsies, as jy dit noem, kan ons dit nog doen. Ja. As jy bietjie verder gaan, nie 'n goeie idee nie. Nee, ja, jy gaan nog so sit of dan jy nie meer ontbyt nie. Dit is ook nie so erg, ja. Nou ja, mense net ook sommer ekskuus vir die luisteraars, doen hulle dit nog, pak hulle nog padkos in. Ja. En as jy padkos inpak, stuur van so 'n bietjie wat is in daai skaftien, soos wat hulle altyd gesê het. Yes, man.
Ek het 'n familielid, maar ek kan nie dit oor die radio sê wat hy doen as die eiers ingepak is nie. Dit sal nie werk as ek oor die radio nie. Nee, hier is 'n gesinsprogram. Ja. Kom ons praat 'n bietjie damme. Korentepoortdam 93.9%, Duiwenoks 100.2%. Hy loop oor. Olive Grove bly op 80 en die jongens op 100. Net so 'n bietjie terugvoering. En dit is lekker om te weet dat ons het nie waterprobleme nie. Ja. Ons is gelukkig. Nou ja, hierdie is vir my altyd 'n vraag. Hierdie is, ek wonder altyd as iemand dit sê. Hoekom sê ons, as ons nou eerlik moet wees, ja, baie mense, baie keer sê iemand as 'n brand, weet jy wat, as ek nou eerlik moet wees, of om die waarheid te sê, of kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Ja, ek verstaan dit nie, want jy is mos eerlik. Jy sê Is mos, jy? ja, ek gaan nou nie, as ek nou nie dit vir jou sê nie, gaan jy mos nou nie wonder is die man eerlik of nie eerlik nie. As jy vir my vra, hoe lyk ek vanmôre? Dan gaan ek nie vir jou sê om eerlik te wees, watter kant toe ever. Ek gaan vir jou reguit sê. Maar dit is net tong in die kies hierdie mense. Ek wonder altyd en ek lag altyd daaroor as mense dit doen. En dan dink ek altyd die ou klise, ek bel jou met die telefoon. Ja, daai is 'n ander een. Ag, maar dis lekker om so te skerts. Dis wat ons doen by Radio Fynbos. En weet jy, ekskuus tog. Ek het vanmôre toe ons nou op pad ateljee toe is, toe sien ek die Bietobos. Maar ek ken mos die plante nie. Veronica ken die plante. Sy het dadelik gesê die Bietobos wat so mooi geel is. Sê ek maar hierdie tyd van die jaar is ons streek die mooiste. Maar toe dink ek ook dadelik. Radio Fynbos. Radio Fynbos, luister mooi, is deel van ons streek. 'n Unieke naam vir 'n deel van ons streek, want dis Fynbos hierdie. En is dit nie pragtig nie? As ons weer by die extra level radiostasie. Dis 'n mooi area hierdie, die Alwyne. Och, die Alwyne is regtig pragtig. Ek glo in op pad Riversdal en daai plekke is die Alwyne ook net so mooi. Ja, nou om die waarheid te sê, praat Radio Fynbos in 'n ander taal, né? Maar ek om eerlik te wees, weet jy Leo, nie. Ek het nooit. Ja. Nou ja, kom ons wees nou eerlik met mekaar. En 'n ander ding wat my fascineer baie keer is iemand 'n storie vertel en dan sit hy 'n Engelse sin tussenin. Hy sal sê oor to be quite honest, dan praat hy Afrikaans hier res. Dan wonder ek, kom sit jy 'n Engelse stuk tussenin? Ek weet nie. Maar pla dit jou. In 'n mate wonder ek net, hoekom doen jy dit? Ek dink baie woorde is makliker in Engels of vir Afrikaanse mens wat met 'n Engels persoon praat. Is Afrikaans kan hy homself beter uitdruk in Afrikaans. Very true. Mense, om die eerlike waarheid te sê, ons noem daardie taal dink ek Mingels. Jy mix die taal. Ja, ek het nou vir 'n oomblik geskrik. Wat is daai wat jy kry in sulke uitslaan goed? Mingles nie, swingles of wat? Shingles, ja. Wat is in Afrikaans? O God. Nou kom ons gaan aan. Masels. Nee. Ai man, Moenie worry dat is nie. dan gaan. Ja. Nou hierdie is nou regtig vir my baie skerp. Ek hou mos van sulke Ja, sarkastiese. kyk, ek moet dit nou sê, gorrelroos. Gorrelroos, As dit ja. gorrel of Gordel. gordel? Gordel. Ja. Gorrelroos. Ja, As ek- gorrelroos. Jy weet, as ek dit nie nou sien, dan gaan ek dit net nou weer nie onthou Ja, nie. dan gaan jy weer gorrel. Skerp soos 'n lemmetjie. Nou ja, hierdie sarkastiese komplimente. Monica, wat jy doen, wil jy hou nie as iemand so iets vir jou sê. Wysheid jaag jou en probeer jou vang, maar jy bly te vinnig. So die wysheid kom nie by haar uit nie. Ek sal vir hulle sê draai by die kant. En Anja, ek is baie jaloers op mense wat jou nog nie ontmoet het nie. Ja, baie keer sê mense nogal, weet jy wat, is jammer jy het nog nie daai een ontmoet nie. Maar dit is anders. Dit is Ja, anders, hierdie ja. een is 'n eina een. Ja, dis Ja, hier is 'n sarkastisheid. baie, ja. Ek my so na 'n jakkie uitdruk. Wag. To be quite honest. Jou manier van praat laat mense jou stilte waardeer. Sjoe, ek hoop nie iemand sê dit ooit vir my. Nou ja, nou gaan we by die liedjie toe, né?
Ja, as ons regisseur reg is, kom ons herinner net gou almal, julle luister na radio Fynbos. Fynbos, dis 'n pragtige naam hier so in Stilbaai en omgewing. En nie net Stilbaai nie, ons hele Essequa in die land en around the globe, daar kap ek Engels weer. Maar anyway, ons julle luister daarna Woensdae en Vrydag as 'n heruitsending en dan maak Chantay vir ons 'n podcast wat julle op ons YouTube kanaal kan. Lekker luister na hierdie liedjie. Ja, sy en ons is dan nou terug op die lug. Glo jy dit lekker saam met ons geluister na Opsit Kers. En nou gaan ons daar waar Dawid die wortels begrawe het. Ja, woorde met wortels. Nou nie wortels wat ons eet nie, maar waar kom hulle vandaan? Ja, waar kom sommige woorde vandaan? Wie, waar, wanneer of hoe het baie van ons woorde ontwortel? Ons konsentreer vandag 'n bietjie meer op Afrikaans, met woorde wat jy baie keer nie eens aan wonder. Jy sit in die bad of jy staan in die stort en jy het 'n waslap in jou hand. Jy het ooit gedink, waar kom daai woord vandaan? Maar ons gaan nou verduidelik waar hy vandaan kom. Om 'n plant te ontwortel beteken om dit met sy wortels uit die grond te trek. Maar vandag ontwortel ons 'n paar Afrikaanse woorde. Kortom beteken ontwortel oorspronklik om die wortels uit te trek, maar dit word ook gebruik om die verlies van verbondenheid, identiteit of tuiste te beskryf. Ons trek wortels uit die grond, maar ons los maar vandag die groente veilig in die grond en in ons supermarkte. Nou die woord broodnodig, Ja, die uitdrukking broodnodig. Ek dink dit spreek eintlik van self, maar dit kom van die idee dat brood eeue lank 'n basiese stapelvoedsel was. As iets broodnodig is, beteken dit net so noodsaaklik soos brood in meeste van ons se daaglikse lewe. En baie hartseer genoeg, dis baie mense se stapelvoedsel nog deesdae. Nou robot, ja, dit is altyd 'n ding. Want 'n robot het ek gesien as Elon Musk. Daai robotte wat so aankom en gee vir jou tee. Beter naam is seker verkeerslig. Maar waarom noem ons dit 'n robot en nie 'n outomatiese verkeersman nie? Onthou jy toe ons aan die ander kant was, toe het hulle altyd gesê dis nie 'n robot nie, dit is 'n traffic light. Traffic light, ja. En ons het ook nie gesê, wat het hulle gesê? Wat was die ander ding wat hulle nie verstaan het nie? 'n sirkel. Ja. 'n roundabout het hulle dit genoem. Ja, maar ons het hier 2 robotte. Die een wat in die straat sien, nie in Stilbaai nie. Ons het nie robotte hier verkeersligte nie. So jy kry die robot verkeerslig en dan kry jy die robot die man wat aankom wat jy sê vir jou die tee gaan bring. Ja. Maar ja, hoe, waar en waarom noem ons dit so? En dan plekname, so Stilbaai, Mosselbaai en Parys in die Vrystaat. Hoe of wie het besluit op plekname soos daardie? Stilbaai, hier in die Weskaap, die naam verwys na die kalm, beskutte baai, waar die see dikwels stil is. Die naam het geleidelik in algemene gebruik gekom en is later amptelik aanvaar. Riversdal, Jankie. Ja, Riversdal is gestig in 1838 en vernoem na Harry Rivers, die siviele kommissaris van die Swellendam distrik. Die dal verwys natuurlik in die vallei waar in die dorp lê. Die ry so af in daai dal in. En dan Parys van die Vrystaat, gestig in 1876. Nou mens kan nie glo dit is so oud nie, né? ja, 1876. Volgens die algemene aanvaarde verklaring het die landmeter Skalk Willem Burger die dorp Parys genoem omdat die Vaal rivier hom aan die Seine rivier in Parys, Frankryk herinner het. So dan dieselfde naam as die Franse hoofstad. nou julle 2 Vrystaaters het julle dit geweet. Nee. O, nee. En 'n party woorde of name is baie ouer as die plooie op jou hande. Dan kry ons tog die woorde wat sin maak soos waslap. Natuurlik is heel logies, want dit is 'n lap en jy was jou daarmee. Daai is nogal 'n maklike een, né?
En nou kom ons by seep. Die seep waarmee ons was. Wat dan ook TV-seepies, soaps geword het. Interessant genoeg het seepie of soap opera glad nie ontstaan omdat die stories seeperig was nie, maar omdat die radio en TV vervolgverhale deur seepvervaardigers geborg is. Vandaar die Engelse naam soap opera. Ons het geluister na die liedjie van Anton Goosen by die opsitkers. Maar die opsitkers was ietsie anders. Wanneer die kers uitgebrand was, moes Liefie maar huiswaarts keer. Die voorloper van 'n WhatsApp. Deesdae as die sitkamer ligte lank brand, ek weet nie of mense nog in die sitkamers kuier of opsit nie, dan is daar nie 'n klok wat lui of 'n opsitkers wat uitgebrand word nie, maar 'n WhatsApp van die ma of pa, dis nou tyd dat daai man met huis toe gaan of so iets. Ja, hierdie is natuurlik, ek wonder gebeur sulke dinge nog, ek glo nie. Is dit te oudtyds? Vandag is 'n kers net vir die romantiek. Ja. Maar in die oudtyds, soos wat die kinders altyd van praat, was dit werklik 'n liggie nee vir opsitkers. Ja. En ek dink ons moet die meer senior mense vra hoe het hulle die kers langer aan die brand gehou, want ek het baie stories gehoor, dit word sout opgegooi, ek weet nie nog wat alles nie. Maar ewen vandag nee, is snaaks hoe mens goed onthou, as jy so kers brand en jy blaas hom dood, daai reuk bly lekker vir my. So, baie. Kers, die Afrikaanse woord kom via Nederlands van die ou Germaanse tale. Die Engelse candle en Afrikaanse kers het dus verskillende taalwortels, al beskryf hulle dieselfde ding. Die wetenskaplike eenheid vir ligsterkte is die candela. Die woord, is dit candela of candela? Seker candela, klink vir my beter. Nou, die woord kom uit Latyn en beteken eenvoudig kers. Daarom is ons Afrikaanse kers en die Engelse candle familie van dieselfde ou Latynse woord. Mooi dat die moderne wetenskap se eenheid vir lig steeds sy naam kry van 'n eenvoudige kers wat mense eeue lank gebruik het om die donker te verdryf. Ja, ander samestellings van ligsterkte, taalfeite. Daai een is vir my baie iets complicated. Byna al die SI-eenhede is vernoem na mense. Maar vir die van ons wat nie weet wat 'n SI-eenheid beteken nie, SI staan vir, ek het nou verstaan hoekom jy vir my gesê het ek moet dit lees. Sisteme International de Unitas. Frans vir internasionale stelsel van eenheid. Dit is die wêreldwye standaard van metings wat wetenskap, ingenieurswese en die meeste lande gebruik. So hulle daai sterkte gestandaardiseer, dis eintlik waarop dit neerkom. Ja, nou die 7 basiese eenhede waarvan net een nie na 'n persoon vernoem is nie. Dan ek hoop ek spreek hierdie woorde reg uit. Die ampère, André Marie Ampère, daai een is nou hom vernieuw. Hierdie is baie, dis maar net 'n bietjie agtergrond en ek dink ons gaan nie al hierdie name nie, maar hierdie eenhede waarvan daar 7 is na mense se name vernoem. Maar een van hulle wat nie na mens vernoem is nie, is die candela of die candela. Dit is bloot die Latynse woord vir kers. Die candela meet nie hoeveel lig uitgestraal word in totaal nie, maar hoe sterk 'n ligbron in 'n bepaalde rigting skyn. Nou ek weet ons het luisteraars wat hier vir my oor die vingers gaan tik wat meer weet van hierdie dinge as ek. Maar ja, al wat ons eintlik probeer sê is dat uit hierdie 7 basiese eenhede is daar een wat die naam van 'n kers in Engels of in Frans of wat ook al gehou het. En dit sê nogal baie. Ja, ek het een keer, ekskuus tog, ek het een keer so 'n storie gehoor van kyk, hulle meet dit moes aan kerslig, die straal wat iets uitstraal, soveel kerslig is soos horsepower, is hierdie nou net vir lig, kerslig. Nou, daar was enige ou met 'n verskriklike skerp
torch. Hy en sy vriend in die donker. En hy sit hom toe aan en jy kan hy straal sien. En hy sê vir die ou toe, daai straal is so goed omdat jy kan teen hom opklim, draai. Toe sê hy, nee. Hy gaan net halfpad wees en sit jy hom af. Woorde is eintlik soos familie. Ah. Partylik glad nie na mekaar nie, totdat jy die stamboom oopvou. Nou voor ons nou aangaan, luisteraars, julle luister na Radio Fynbos. Ons gesels oor alles en nog wat. En Rolf en Louise Opperman van George. Ons gaan nou die volgende liedjie speel. As ons regisseur reg is, hy is altyd reg. Daai duim is altyd in die lug. So lekker luister Rolf en Louise Opperman van George. Dankie dat julle deelgeneem het, hoor. Hier kom julle lied. Daar sê Radio Fynbos luisteraars, jy iets nog steeds ingeskakel by ons gesels oor alles en nog wat. En by Radio Fynbos, waar ons die mooi soek agter elke bos. So nou gaan ons bietjie in die tuin rondstap en ons gaan bietjie hoor waar kom die naam skoenlapper vandaan. Leonie, ja, het jy al 'n skoenlapper met skoene gesien? Nee, maar ek het hulle bottermot gesien. Oh, okay. 'n bottermond. Die woord skoenlapper. Nou van waar kry daardie pragtige kleurvolle diertjie of 'n vlinder daardie naam? Soos ek nou net gevra het, het enigiemand van julle al 'n skoenlapper met skoene gesien? Niemand weet met sekerheid hoekom Afrikaans en Nederlands die woord vlinder uitsluit en die woord skoenlapper gebruik nie. Die Engelse vertaling van skoenlapper, butterfly, is nog snaakser. Een gewilde teorie is dat sommige geel vlinders mense aan die kleur van botter herinner het. En ander ou se volksverhale het uitgeglo, hekse verander in vlinders om botter te steel. Nou, daai is nou regtig, want dit is 'n vlinder op 'n heks met die botter steel. Is dit waar? Niemand weet nie. Nou 'n yskas, Jackie. Ja, yskas verseker is alles wat daarin gebeere word, nie yskoud nie. Die naam yskas kom uit die tyd toe mense ysbokse en yskaste gebruik het. 'n groot blok ys is in 'n kas geplaas om inhoud koel te hou. Die naam het bly voortleef. Al vries die hele kas nie die inhoud nie. Vandag histories korrek, skies tog. Nou tong in die kies. Hoe meer ons oor woorde lees, hoe meer kom ons tot die besef dat party woorde 'n geboortesertifikaat het en ander familielegende. Nou net voor ons na die volgende woord toe gaan, terwyl ek so gelees het en vooraf toe dink ek, waar kom die naam, is daai naam nog so, Hottentotsgod? Ja, Is dit nog sy naam? dit is nog sy naam. Ja, maar hy is Is 'n insek? 'n Liebeneer, nee, Liebeneers is die ander een wat ons nou Ja, is die besie. Ja, hy het ook dan dit lyk of hy bid. Ek sal 'n bietjie kyk. Ja, maar die Engelse woord gee hom amper beter. Chantay? Prime mantis. Mantis. Prei. Mantis. Ja, jy Engelse, sien, ja. ja, nou die Ja. Afrikaans is ook iets met bid te doen, want as Ja. jy mooi na hom Hottentotsgod. gaan kyk, dan lyk dit of sy voetjies soos in jou hande Ja. gevou is. Lieflike klein diertjie Ja. gestorwe. Nou die neushoring, wat ek ook nou uitgevind het, 'n renoster is. Ek sou nie geweet het as ons in die Kreeuwiltuin ry, julle sê vir my kyk na die neushoring, nee. Ek sou gedink het dis daai voëls. Ja, Ja. baie waar. Die antwoord lê in die geskiedenis van die woord. In ou Afrikaans en Nederlands is die woord neushoring gebruik as die naam van die dier wat ons vandag meestal renoster noem. Die naam beteken eenvoudig die dier met die horing op sy neus. Dit maak nogal sin heeltemal, né? Die woord renoster, nou in algemene naam kom via Nederlands, wat weer uit Portugees ontstaan het, afkomstig van die Grieke. Sjoe. Rhino is neus en keras is horing. Nie alle neushorings het net een horing nie. En dan kom ons by die ladybird. In
Engels en in Afrikaans is dit die liewenheersbesie. Dieselfde goggaatjie, twee heeltemal verskillende stories. Die liewenheer beteken die Here God. In die middeleeue is die klein rooi kewertjie met sy swart kolletjies as 'n geluk en beskermingssymbool beskou. Omdat dit plantluise vreet en gewasse beskerm, is dit met die Here se sorg verbind. Daarom het dit die naam liewenheersbesie gekry. So vandag as jy 'n ladybird of 'n liewenheersbesie op jou plant sien, moet jy weet daar's luise op daai plant. Dit kan ek onthou van die kwekery daar af. Maar as 'n mens so luister na die woorde wat vir die benamings wat gegee is, dan besef mens hoe naby het die ou mense nie aan die natuur geleef en aan ons Skepper nie. Ja. Dat hulle sulke name uitgedink het. Dit is vir my so great. Nou ja, hoekom sê parkeer ons op 'n oprit? En ry ons op 'n parkeerterrein. Ja. Ek dink daai twee is omgeruil. Nou hier kom 'n ander een, Leonie. Ek het nie hierdie geweet nie. As vegetariërs groente eet, wat eet ek kan nie 'n woord uitspreek. Humanitariërs. Ek het nie eens geweet daar is so iets. Nee. Het jy geweet daar is so iets? Nee, maar ek hoop nie hulle eet mense nie. Ek het nou nie verder gelees nie dat hulle humans eet nie. Ja. Dit klink dalk soos iemand met 'n baie vreemde dieet. Maar dis iemand wat sorg dat ander mense iets het op die bord het. So dit is 'n ander woord vir 'n maal. Kan jy nou dink? Ja, baie goeie woord vir 'n maal. Ja, Chantal ons moet onthou. Die Dit woord- vir jou ma noem. Ja, dit beteken mensliewend en ten bate van die mensdom. Nou daar het ek dink baie van ons 'n nuwe woord geleer. Ja, Reg. absoluut. Soms kan woorde jou brein vir 'n oomblik op die verkeerde spoor sit. Soos yskas, wat nie alles in ys verander nie, of vleermuis, wat glad nie 'n vleiende muis is nie. Onthou julle die ou storie in die ou tyd van 'n vleermuis wat in jou hare gaan vassit? Ja. Ja, ek is Dis nou nog bang. Ja, dis 'n grallerige ding, né? Ja, maar daai sein wat hy uitstuur. Laat elke haartjie op jou lyf regop staan. Ja, As hy so in die huis ingekom het, ou man. Julle maak my nou nuuskierig, hoekom maak hy die sein, wonder ek? Is dit nie sy radar wat hy Ja. meer... Dat hy nie dis- teen goed bons. Ja. Dit is Oh, sy frekwensie. Sjoe. Hoe ver hy sy afstand. So dis hoekom hy sy... regisseur is op 'n vleermuis. Jy kan sien sy is 'n bewonderaar van 'n vleermuis. Regtig? Ek is bang vir hulle. So die vleermuis se sein raak seker gegabeld as hy teen 'n haar vasgeslaan. Dan gaan hy soontoe. So jy moet versigtig wees. Ek het al weet jy is nogal vleermuise hierop nie. Minder as in die Vrystaat vir my. Maar jy is heelwat. Ja. Nou ja, ons sluit af en laat julle met die volgende. Die prokureursvis vra nie vir 'n rekening nie. Hy stuur sommer die hele skool visse agterna. Moet hom ook nie vra om jou testament op te stel nie. Ek het ook nie geweet mense kry prokureursvis. Dus ek wil graag nou sien hoe lyk hy. Ek gaan regtig opsoek om te sien hoe lyk 'n prokureursvis. Het 'n seeperdjie sal en het 'n olifant spitmuis en snoet. Nou ja. Olifant sê vir hierdie is maar net 'n grappie. Olifant sê vir olifant spitsmuis. En daar is 'n spitsmuis, hoor, ek het gekyk. Mense Ek kry het 'n dit spits. genoem 'n klaasneusmuis. Ons het gewerk op die Universiteit van die Oranje Vrystaat in die laboratoriums met die klaasneusmuis. Klaasneus. En toe kom ek Weskaap toe hoor ek hierdie vreemde naam. Nou ja, die olifant sê vir die olifant spitsmuis. Ons het albei 'n snoet. En die muis antwoord: ja, maar jy gebruik joune as 'n arm. Ek gebruik myne net om te sniffel. Interessante luisteraars, dankie. Ja, Louise en Rolf Opperman, onthou, ons gaan nou die program afsluit, maar dan speel ons regisseur julle liedjie Harde Kool net na die opprogram. En dankie dat julle deelgeneem het. En luisteraars, onthou,
uniek aan hierdie area, Radio Fynbos, is dit nie cool nie. Dankie vir die luister, dankie vir alles en julle deelname. En gaan na ons Facebook toe en kry daai raaisel reg. Die ou net nou al so goeie leidraad gegee tot ek dit begin weet. Regtig, ek stuur sommer vir julle 'n foto van ons uit daardie plek uit. Dis Dan het ons dit gewen. Mooi loop almal. Mooi loop soos Jackie sê. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.